grondwerk met perde. Ek wil hê julle moet luister na hierdie video want dit wat ek met julle wil deel is ietsie wat regtig waar die verskil kan maak in jou verhouding tussen jou en jou perd. En dit is grondwerk by perde. Perde sal vir jou baie maklik hulle foute op die grond wys voordat hulle vir jou hulle foute in die saal sal wys. Ja, hulle wys ook vir jou hulle foute in die saal. Maar hulle sal veel eerder vir jou hulle probleme op die grond wys sodat jy kan sien waar is daar fout in die perd se liggaam. Eenvoudige ding wat jy kan doen, baie mense lunge hulle perde. Hoekom lunge jy jou perde? Ek lunge ook my perde. Maar ek lunge my perde vir balans, vir elasticity en om krag op te bou. Ek lunge nie my perde om verhouding te bou nie, want in my opinie kan jy nie verhouding bou met 'n perd wat rond jou hardloop nie. So as jy dit doen vir oefening, yes, daar's 'n doel daarbey, but not to just chase the horse around and make the horse exercise. And if you are lunging your horse before you're riding to get rid of your horse's energy, it might just make it worse because you're teaching your horse that it needs to run to keep you happy. So then when you're on the horse's back, what is it going to do? It's going to run. So daar's so baie dinge wat ek met julle graag wil deel. Ek gaan moontlik 'n video series maak as ek tyd het, maar ek wil net graag met julle deel. Vat net bietjie tyd. Gaan spandeer net bietjie tyd saam met jou perd. Gaan in die arena in of die round pen met jou perd. En kyk hoe jou perd optree. As jy in daai round pen instap en daai perd hardloop om jou soos 'n mal ding, en ek het al baie met sulke perde gewerk, dan weet jy, daai perd assosieer my of die round pen met daai perd moet hardloop. Hy moet hardloop, hy moet in flight mode gaan, hy moet fight vir sy lewe. Hy moet weghardloop. So, en dit is nie kommunikasie in my opinie met 'n perd nie. Jy moet jou perd verstaan, jou perd moet veilig by jou voel, want as jy op daai perd se rug sit, moet jy vir daai perd kalm hou as daai perd in 'n gevaarsituasie is. Onthou, jou perd is, they are prey animals, so ons is die predators. So ons as die predators moet vir die perde wys dat hulle okay is en dat hulle nie iets gaan oorkom nie. So, ja, daar's regtig waar baie wat ek gesê het is gaan sit net in die ring. Gaan sit net in die ring met jou perd en kyk hoe jou perd optree. Moenie jou perd jaag nie, moenie 'n hoop optel nie. Kyk net hoe jou perd optree. Hardloop jou perd rond om jou. Kom jou perd na jou toe, as jou perd nuuskierig en soos okay, maar wat doen ons nou? Jy weet, hierdie is baie interessant. Hierdie gaan klaar vir jou groot prentjie wys van wat binne jou perd aangaan, wat assosieer jou perd, of jou perd kan net eenvoudiglik hulle alies aan jou afvee. Dit gebeur ook. 'n Perd kan jou daar sien en as jy dalk net, jy weet, nader na die perd toe stap en skop die perd na jou toe en hardloop en spring en bok. Jy weet, daai regte tiener behavior noem ek dit, maar dit is 'n perd, dit is normaal, want die perd wil nie nou doen wat jy wil hê nie. En dan gee ek my perd geleentheid, soos my warmblood, sy doen dit elke keer. As ons in die lunging gaan, maak nie saak wat ek doen nie, sy daai explosive, ek wil amper sê persoonlikheid, nie persoonlikheid nie, maar sy daai aanvanklike explosive behavior. So as ek al in die ring sit, dan hol sy. Ek sit op my foon rustig of ek staan of ek gaan aan met my ding, drink my water, drink my shake in die oggende en sy hardloop om my en sy hardloop en sy speel en sy bok en sy skop en sy swaai haar kop vir my en sy is vol lewe en vol energie en ek is nie kwaad vir haar daaroor nie, want dit is haar persoonlikheid, dit is okay. En wanneer sy klaar is, dan kom daai perd so na my toe en sy stop en sy sit haar kop by my, asof sy sê, okay maat, nou kan ons werk. En daarna kan ek haar opsaal, ek kan op haar klim, ons doen grondwerk, ons doen enigiets sonder dat sy my enige probleme gee. So, elke perd gaan vir jou verander storie vertel. Dit is belangrik dat jy moet weet, wat 'n persoonlikheid jou perd het, en dat jy ook na jouself as 'n ruiter moet kyk, om te besef, wat doen jy fout as 'n ruiter? Want onthou, 'n perd is 'n reaktiewe dier. They react to everything that we do. And if you come to your horse today and you want to work with your horse today and you're pissed off and you're angry and you haven't had a good day and you're frustrated and you have all these emotions inside of you and you have a very sensitive horse that does not ignore that, your horse is going to react to that. And your horse is going to run, buck, bolt and kick and go crazy because your horse is feeling what's going on inside of you. So dit is so belangrik en ek weet dit is nie altyd moontlik nie, maar dit is so belangrik as jy by jou perd is om net asem te haal en net rustig te wees en net 'n oomblik te vat, terug te staan en te dink, okay, wat is my goals vandag? Vandag wil ek net my perd ry, vandag wil ek net saam met my perd spandeer, vandag wil ek nie ry nie, vandag wil ek net grondwerk doen, vandag wil ek my perd vat vir 'n stap in die veld. Dan daarvan af bou jy en jy werk, as jy wil grondwerk met jou perd doen, as jy wil werk op rhythm, op relaxation,
Kry vir jou 'n plan. Have a plan. Have something that you want to do or want to accomplish with your horse. If you want to work on elasticity, if you want to work on flexion, if you want to work on lifting the feet with trotting poles, kry vir jouself 'n goal. Beplan en dink aan die uitkomste wat jy wil hê vir daai dag, vir daai week, vir daai maand en dan beplan jy volgens dit. As jy net wil lekker ry om jou perd te bou om te oefen of goeters, dan weet jy mos, dan kan jy rising trot doen wat baie goed is vir jou, maar vir oefening en jy kan canters doen en jy kan transitions doen. Daar's soveel goed wat jy kan doen, maar hierdie video gaan net vir my oor grondwerk en ek wil dit daar hou. Daar's baie wat ek met julle kan deel, maar ek wil dit graag net wil hou op grondwerk. So as jou perd probleme in die saal wys, vat dit terug grond toe, kyk wat gaan aan, kyk waar is die kommunikasie. Ons het 'n desensitizing video, ek het nog klomp video's wat ek vir julle sal opsit sodra ek kansie kry, wat julle net kan help, vir al die mense wat sukkel, die mense wat vasbrand. Ek was al baie daar in my lewe wat ek net opgekyk het en gesê ek weet nie meer nie. So ons help mekaar, ons deel met mekaar. Ek doen dit so rustig as moontlik, maar ek is ook nie bang om my perd te klap te gee as my perd dit nodig het nie. En dit is hoe ek weet die perde in die natuur met mekaar werk. As hierdie merrie daai merrie byt, gaan daai merrie terugbyt. Ons gaan skuif. So either way. Maar ja, ek is nie 'n bunny hugger of soos hulle mense dit noem nie. So ek vat elke situasie wat is, maar you need to approach your horse with love, with kindness and with so much patience. Julle, dit help nie ons raak kwaad vir ons perde nie, en glo my, ek het al kwaad geraak vir my perde. Want horses reveal their mirrors, they reveal what's going on inside of you. So if you're angry, if you're scared, if you're pissed off, the horses are going to reveal all of that behavior. So dit is baie belangrik om te kyk na jouself en waar jy moet verandering bring om beter vir jou perd te wees en om actually te kan uitfigure wat in jou perd se liggaam aangaan. Net in jou perd se liggaam aangaan nie, wat sê jou perd vir jou? Want as jy net stil staan en luister, sal jou perd vir jou alles vertel. Julle, deel hierdie asseblief met ander. Don't forget to like and subscribe, dat julle nie uitmis op enige van ons content nie. And have a beautiful day and be blessed. Dankie julle.